François. Ek is Wynand. I'm Jed. En julle kyk MK Flits. Ons van Coke Cartel sonder Jason, hy is hangover en sy stem is weg. So hy gaan nie veel kan praat nie en hy lyk nie so goed nie, so ons hou hom van die kamera af. Ons gaan 'n bietjie meer vertel van Bloed, Sweet en Trane, ons nuutste album. Hier is jou flitse vir hierdie week. The Magic Restroom Cafe het onlangs in LA oopgemaak. En wat hierdie restaurant anders maak as ander, hulle het 'n toilet-themed menu. En ja, jy het reg geraai, dis ook waar jy eet. 'n Toilet. Dan indien jy 'n man is en jy besluit om in die volgende paar weke naby jou toekoms kinders te hê, moet jy dalk wegbly van bacon af. 'n Studie het onlangs getoon dat 'n lae sperm count is gelyk aan bacon. So use it, don't use it, maak hom wat jy wil. En as jy nog nie Minnaar se splinternuwe video gesien het nie, kan jy net hierso klik. Dis so maklik soos dit. En dan check jy ook al die video's op die MK playlist uit, want ons gee dit vir jou, sodat jy dit kan geniet. Bloed, Sweet en Trane of Blood, Sweat and Tears vir die Engelse mense is die nuwe album van Coke Cartel wat hulle onlangs uitgebring het. En ons het met hulle gaan praat oor die album, die produksie en hoe dit vir hom te doen. Bloed, Sweet en Trane dink ek is dis die som van harde werk, gebeurtenisse en emosies oor die laaste 6 jaar. En ek dink dit om dit in konteks te sit, dit word gebruik in een van die songs is line wat sê ons het dit als oorleef, Bloed, Sweet en Trane. Ja, die hele skryfproses rondom Bloed, Sweet en Trane het oor 'n lang tydperk gebeur. Ons het maar geskryf en rekord terwyl ons nie getoer het nie. The new record, we took a lot more time to record. We did it in a few songs at a time. Dan weer 'n song en dan weer 2 songs. Ek dink die proses omdat dit so lank was, het bygedra tot hoe dit klink. Die songs is nie als in een tyd geskryf en so 'n bietjie meer flavors. Jy weet, as jy luister sê net maar vandag luister ek na Led Zeppelin hierdie maand. Ek sou Infacture met een van hulle albums weer dan ten jy om meer of daai sound te recreate in jou musiek. There's definitely a big genre of different rock styles. En vir ons klink dit verskillend, maar as 'n kollektief werk dit baie goed saam. Persoonlikste stel lirieke wat ek al uitgesit het, gaan oor verandering in my lewe en ek dink in die hele band se future, dit is 'n nuwe chapter. Theo was maar vir eerste keuse gewees om weer te gaan rekord. Hierdie is ook ons eerste serie wat ons independent uitbring. Met ander woorde, daar's geen record label behind it of so nie. So ons het 'n bietjie meer van 'n deal met Theo genegotiate en hy meer van 'n partner in die hele projek is om op so 'n record label uit te skakel. Ons is baie happy hoe Bloed, Sweet en Trane klink. Ek dink dit is regtig van Theo se beste werk. So it's a win-win. I think the crowd response to the album has been great so far. I already see a few people singing along with the words, which is cool. So hopefully they've bought the album or heard the songs. So how to keep up with touring on the road? Rehydrate. There's Baraka. There is vitamins. If you get a decent amount of sleep, you can manage. Daar's actually geen reëls nie. Ons het al probeer om 'n fine system in te stel as iemand te dronk speel en so, maar dit het nooit regtig gebeur nie. So dit is vir ons belangrik om 'n goeie live show op te sit, so ek skiem almal weet dit en almal wil dit doen. En ek dink as almal dit kan afkoel dan is ons happy. Rooming on tour doesn't really matter. We'll go through phases. I'll room with Franny for a while, then I'll room with Vane, and then I'll room with Jason. We never have like a set room. But the thing about rooming with Jason is he snores the roof down. Jason is definitief die stoutste nog steeds en ek dink Wynand op die oomblik die soetste. Jy het hom gister die engel genoem in die band. Ek ry maar vir ons rond. Ek weet waar ons moet gaan en kyk op my GPS en so. Hulle weet baie keer waar ons gaan nie. Jason se Afrikaans is altyd nog fyn geweest. Ek dink sy pa is Afrikaans, so hy het 'n bietjie van 'n background. Jy het obviously geen background whatsoever nie en hy kon glad nie Afrikaans praat toe hy die band join nie. Hy kan nou 'n sin aan mekaar sit dink ek. Maar hy het nou dag op Kwela het Koenie vir hom iets gevra en toe het jy baie confident iets heeltemal anders geantwoord. So hy verstaan definitief nie alles wat rondom hom aangaan nie. So the racket in the van is actually a squash racket. And I brought it up with the best of intentions because I play a little bit of a squash and it hasn't been used yet on this tour, unfortunately. Weet ons 'n sterk work ethic en ons hou van travel en ons hou baie van wat ons doen
en ons hou van musiek live speel en ons hou van perform. So al daai goeders, jy weet, gee ons al die drive om aan te gaan. We're definitely a brotherhood. I mean, we're all very, very good friends, and I think our strong point is our live performance because there is a sort of connection of playing with each other for so long. Sweet. En toe vra ons vir Wynand, François en Jed om vir ons 'n selfportret in 2 minute te teken en hierdie is hoe kunstig hulle is. So ons almal ken daai post party, kom ons gaan kry kos aande, jy weet wanneer jy regtig iets moet eet want jy het 'n bietjie te veel gedrink. Nou hierdie seun het dit ook gedoen, maar hy het nie aan sy pizza gedink nie. Kyk hierdie video. Hierso. My senuwees kan dit jou nie. So as daar skool is wat die skool van die jaar moet wen, is dit definitief die London Harris Academy. Hulle het besluit om enige slangtaal in die skool te verban, so woorde soos cos en it en om sinne te begin met basically en te eindig met like of yeah is uit, sodat die Engelse taal bietjie beter kan raak, omdat almal net slang die hele tyd gebruik. High five vir hulle, maar ons het met een van die kinders gaan praat oor hoe hy daaroor voel. It's just so ridiculous. I mean, how are we supposed to talk? No wonder stuff took so long in the olden days. People used words. They were like the full word. And then it took like so long. And now like, we just do it so much quicker. You know what I'm saying? So ons waardeer nie altyd regtig die werk van 'n petroljoggie nie. Maar dink gou daaraan, hulle staan die hele tyd tussen petrol en snyf die fumes in, dag uit. En soms as jy in hardloop, weet jy nie wat gebeur by jou kar nie. Soos hierdie petroljoggie wat net begin dans het. So volgende week is Halloween en jy moet jou kostuum regkry, want hier by MK Flits is ons span hard aan die naai. Ons het spesiaal naaimasjiene laat inkom sodat hulle vir ons die perfekte kostuum kan maak. En as jy nog weet wat om aan te trek nie, ons het vir jou 'n paar idees. So klik hier onder, subscribe, comment, doen wat jy moet doen, dat jy beter oor jouself kan voel en seker maak dat jy altyd weet wat gaan aan in die land van MK. Al die video's is op hierdie kanaal. So klik hier onder. Ons sien jou by die bar.